Goeienaand. Ons het verlede Woensdag aand gekyk na Elia, die depressie wat Elia beleef het, hoe dat die Here hom daar uitgeruk het en aan ons goeie raad gegee het oor hoe om depressie te hanteer. Vanaand gaan ons kyk na Paulus se depressie, of die feit dat Paulus nie depressie gehad het toe almal verwag het hy moes depressie gehad het nie, en hoekom dit so is. Dit gaan basies hieroor dat ons geneig is om te dink dat slegte omstandighede veroorsaak 'n negatiewe gemoedstemming. Met ander woorde, daar is ongewenste dinge wat gebeur in my lewe, en nou sit ek met die idee dat as dit gebeur, dan moet ek depressief raak. Weet jy, dikwels gebeur het dat hierdie ongewenste omstandighede nie weggaan nie, dit verander nie, maar dit maak nie saak nie, want ek is die een wat moet verander. Ek het nie altyd beheer oor my omstandighede, maar ek het beheer oor myself, en dit is die geheim. En dit is wat ons leer uit 2 Korintiërs 4. Nou gaan ons lees 2 Korintiërs 4 van vers 8 af. Hier praat Paulus oor homself, en as hy praat van ons, dan bedoel hy eintlik maar net ek. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil. Hierdie is 'n kernvers. Hy sê, ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Wat gebeur is dat ek dikwels verbitterd voel, dat ek moedeloos voel, ek sit in 'n put, ek sê vir myself, ek sien geen vooruitsig nie. Dit is nie vir my meer sinvol of betekenisvol om te lewe nie. Ek is moedeloos. En dan sê ek dikwels vir myself, en ek weet nie, dit klink dalk vir jou bekend, as my omstandighede net verander, dan sal dit met my beter gaan. Dan sal alles regkom. So dink ek. Dis 'n bedrieglike fout, want die Bybel leer aan ons dat om ontslae te raak van jou ongelukkigheid en bitterheid nie altyd gebeur wanneer jou omstandighede verander nie, maar wanneer jy verander. Dis waaroor Paulus hier praat. Luister net weer in vers 8. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Hoe kry Paulus dit reg
om te midde van sulke negatiewe, te neerdrukkende omstandighede nogtans nie te neergedruk te wees nie en nie moedeloos te raak nie. Of om oor raad verleë te wees, maar nie radeloos te wees nie. Radeloos beteken iemand wat moed opgegee het, iemand wat nie meer weet hoe om van hier af vorentoe te gaan nie, iemand wat nie meer kans sien nie, ek kan nie meer nie, iemand wat ophou funksioneer het. Nou sê Paulus, ek is oor raad verleë, maar ek is nie radeloos nie. In vers 1 sê hy, ek gee nie moed op nie. In vers 16 herhaal hy dit. Hoe kry hy dit reg? Wat is die geheim? Die antwoord staan hier. En ek dink hierdie antwoord is iets wat ons ernstige aandag verdien, aangesien die gevoel van teneergedruktheid en moedeloosheid 'n vernietigende verskynsel is. Nie net in Paulus se tyd nie, maar ook in ons tyd vandag. En miskien het jy iets daarvan in jou eie lewe al beleef. En hierdie teneerdrukkende effek gaan gepaard met 'n gevoel van ek kan nie meer aangaan nie, niks gebeur nie, niks kom tot stand nie, ek bereik niks meer nie. Daar is geen sin in my lewe nie. Ek is verward. Ek twyfel aan alles en almal om my, selfs dikwels twyfel ek aan God. En uiteindelik is alles vir 'n mens net swart. Jy raak melankolies. En die Griekse woord melankolies beteken swart. En dit is al beskryf deur die bekende Robert Burton. Hy het gesê dit is soos 'n hel op aarde wat brand binne die gemoed van 'n depressiewe persoon. En dan eindig dit dikwels in selfmoord of selfdood. Dis dikwels waarop 'n neergedrukte persoon, 'n depressiewe persoon afstuur. Dis asof hy sê, enigiets is beter as hierdie slegte gevoel hier binne in my. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Maar gelukkig hoef dit nie daarop af te stuur nie. En gelukkig hoef 'n mens nie jou lewe lank te sit met hierdie teneergedrukte en depressiewe gevoel nie. Want depressie kan hanteer word. Nou, ek wil graag vanaand met u gesels oor wat die Bybel sê oor die hantering van jou eie depressie as gevolg van moeilike omstandighede. Ons gaan kyk wat die Bybel sê in verband met dit wat op die oog af lyk as 'n situasie waar ek nie verder kan aangaan meer nie. Hoe raak 'n mens hiervan ontslae? Ek sê met groot vrymoedigheid, sonder huiwering, aan jou as gelowige, die antwoord vir teneergedruktheid is in die Bybel en die Christelike lewe wat daaruit voortvloei. Nou praat ek nie van depressie as gevolg van een of ander fisiologiese probleem nie. Dit moet medies hanteer word en dit kry mens ook. Daarvoor moet jy na jou dokter toe gaan. En nou kom ons kyk hoe Paulus dit reg gekry het om te kan sê, ek is nie teneergedruk nie, terwyl ek in alles verdruk is. Ek is nie radeloos nie, al is ek oor raad verleë. Ons moet heel eerste raak sien dat dit hier gaan oor twee sake. Daar kom ook 'n derde saak by, wat ek bietjie later sal noem. En met hierdie twee sake, as ek praat van twee sake, dan bedoel ek nie die eerste helfte van die vers en dan die tweede helfte van die vers nie. Met ander woorde, die eerste saak is dat hy nie verdruk is nie dat hy verdruk is nie en nie teneergedruk is nie. En die tweede saak is dat hy verleë en nie radeloos is nie. Nee, dis nie hoe ek die twee sake indeel nie. Die eerste saak is dat hy verdruk was en oor raad verleë was. Dit is die negatiewe omstandighede. Dit noem ons spanningsdruk. En die tweede saak is dan wat hierdie spanningsdruk op die effek wat hierdie spanningsdruk op hom gehad het. Naamlik dat hy nie teneergedruk is nie en hy's nie radeloos nie.
En dis die twee aspekte wat altyd teenwoordig is. Spanningsdruk, negatiewe omstandighede en die effek daarvan op 'n persoon se gemoed. Nou kom ons kyk daarna. As ons kyk na ons eie spanningsdruk, die gejaagdheid van hierdie lewe, die mense wat die lewe vir jou moeilik maak, die stres waaronder jy werk, mense wat jou lewe versuur, dan is mens dikwels geneig om te dink, my omstandighede is uniek. Daar is niemand wat dit moet deurmaak nie. En dan kom iemand na 'n beraader toe, sielkundige, en dan sê hy, jy verstaan nie wat ek moet deurmaak nie. Niemand anders maak dit deur nie. Maar ek wil graag aan jou die prentjie skilder van hoe Paulus se spanningsdruk gelyk het. En sodat jy ook kan verstaan wat hy bedoel as hy sê, in alles word ek verdruk. Wat bedoel hy daarmee? Nou, in vers 9 sê Paulus, ons word vervolg, op die grond neergegooi. En in hoofstuk 11 praat Paulus verder daarvan. En dan sê in vers 23 en verder, 2 Korintiërs 11 vers 23 en verder, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, in hakies as die vals profete. Ek was meer in die tronk, ek was meer dikwels geslaan, ek was meer dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode 39 houe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry, 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skipbreuk gelei, en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag op die oop see deurgebring. En dan gaan hy aan en hy sê, ek was dikwels in gevaar. Gevaar van riviere, gevaar van rowers, gevaar van volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad en gevare daar buite in die veld, gevare op die see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry sonder slaap, dikwels honger en dors en sonder kos, sonder skuiling en bedekking teen die koue. En dan in hoofstuk 4 sê hy is voortdurend uitgelewer aan die dood, asof daar gedurige swaard oor sy kop hang. En dit is alles die dinge waarna Paulus verwys, as hy in vers 8 sê, in alles word ek verdruk. Ek wil vir jou vra, voel jy nog dat jou omstandighede uniek is? Laat niemand sulke erge omstandighede soos jy moes deurmaak nie. Of voel jy dalk om te sê, ja, maar dit is alles fisiese ontberinge wat Paulus deurgegaan het. Paulus het nie die geestelike stremming en die bekommernisse in sy eie gemoed gehad, as wat ons vandag in die moderne lewe het nie. My vriend, kyk wat sê Paulus. Verder in hoofstuk 11, hy sê, behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor die gemeentes. Hy sê dit as iemand swak is, dan voel hy homself ook swak. Of as iemand in sonde val, dan voel dit vir hom asof hy self deur die vuur gaan. En daarby in die bekende hoofstuk 12 praat hy van die doring in die vlees, wat hom sy lewe lank getuister het, en hy 3 keer tot die Here gebid om dit weg te neem, en die Here dit nie weggeneem nie. Hy omskryf dit as 'n boodskapper van die Satan wat hom met vuishoue slaan. Dit is na al hierdie spanninge wat Paulus verwys, as hy in die tweede deel van die vers sê, ek is oor raad verleë. Die woord wat hier in die Griekse taal gebruik word, dui daarop dat 'n mens verleë voel, jy voel onseker, jy voel verward. Jy het nie antwoorde nie. Die Engelse woord perplex is dalk 'n goeie beskrywing van hierdie woord. En dit is spanningsdruk. Het jy gesien dat spanningsdruk 2 vorme kan aanneem? Die een is die eksterne omstandighede en die ander om van buite af verdruk te word.
En die ander een is die interne omstandighede, om in jouself verleë te wees, om jou eie ontoereikendheid te besef, jou eie onsekerheid aan te voel. En dit alles is ook deel van die spanningsdruk. En hierdie spanningsdruk is een van die aspekte wat vir baie mense depressie veroorsaak. Maar dan staan daar in vers 8 die veelzeggende woordjie maar. In alles word ek verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. En hierdie maar is die skanierpunt. Dit verteenwoordig die oorgang van die eerste aspek na die tweede aspek toe. En die tweede aspek is die effek van spanningsdruk in iemand se lewe. Is daar noodwendig 'n oorsaak-gevolg lyntjie tussen die eerste aspek en die tweede aspek? Is daar noodwendig 'n gevolg van die eerste aspek, spanningsdruk, en die tweede aspek, my gemoedstoestand? Begryp jy? Is dit so dat spanningsdruk altyd 'n effek op 'n mens het? Met ander woorde, kan 'n mens sê, as hierdie dinge in my lewe gebeur, dan gaan dit 'n effek op my gemoed hê, dit kan nie anders nie. Het spanningsdruk altyd 'n negatiewe effek op 'n mens? Die antwoord is, en dit is die goeie nuus, nee, dit het nie. Paulus sê dan, maar ek is nie te neergedruk nie. En dit is belangrik dat ons elkeen dit baie goed moet begryp. Want as jy dit nie begryp nie, weet jy wat gebeur andersins. Baie mense dink dat my spanningsdruk, my ongunstige situasie noodwendig 'n ongunstige gemoedstemming by my tot gevolg sal hê. En dan sien 'n mens jouself as die slaaf van jou omstandighede. En dan hoor mens dikwels, ek voel ellendig, en ek voel so vanweë, en dan word daar 'n hele lysie dinge genoem, alles negatiewe omstandighede, alles deel van die spanningsdruk. En wat is die gevolgtrekking? Ek is 'n gevangene van my lotgevalle. Ken jy daai beklemming? Is dit vir jou bekend? En dit lei daartoe dat mens op die ou end geen hoop meer het nie, geen vooruitsig nie. En dit is juis dan wat die Bybel vir jou hoop bring, vooruitsig, en vir jou sê, moenie jouself voer met onwaarhede nie. Want die feit is, daar bestaan nie so iets soos 'n onskuldige, magtelose slagoffer van omstandighede nie. Tussen spanningsdruk en die effek daarvan op my gemoedstemming is daar nie 'n reguit lyntjie van oorsaak en gevolg nie. Kom ek stel dit sterk. Al is jou spanningsdruk hoe sterk en hoe groot, al is jou omstandighede hoe ellendig, al is dinge vir jou, raak dinge vir jou te veel, sodat jy dit nooit kan hanteer nie, hoef dit nie 'n te neerdrukkende effek op jou gemoedstemming te hê nie. Jy moet dus besef dat by depressie is daar hierdie twee aspekte, en daar is nie noodwendig 'n verband tussen hierdie twee nie, en dit is goeie nuus. En moenie dat die duiwel jou vertel, daar is 'n noodwendige verband nie. Moenie dat die duiwel jou Bybelse perspektief op hierdie saak skeef trek nie. Pas op vir hierdie slagoffer van my omstandighede houding. Die oomblik as dit aanwesig is, dan begin jy jouself bejammer. 'n arme ek houding. En selfbejammering is die teelaarde van bitterheid en opstandigheid. Want jy sien jouself as die groot verontregte in hierdie wêreld. En dan sê jy ook, dis die mense om jou se skuld.
en dan begin jy 'n wrok teen hulle opbou. Weet jy, Paulus het ook te doen gehad met mense wat valse aantuigings teen hom gemaak het, wat gesê het, hy beveel homself aan, en wat hom geslaan het, met klippe gegooi het. Paulus se spanningsdruk was kwaai, en dit wil mense laat uitroep, maar dit is te veel, geen mens kan dit hanteer nie, ek sal swyg daaronder. Maar Paulus het geweet, hy hoef nie met hierdie slagoffer van omstandighede houding te leef nie. En daarom sê hy, maar ek is nie te neergedruk nie. Ek vra weer, hoe kry hy dit reg? Kom ek stel die vraag anders. In watter gevalle het spanningsdruk 'n negatiewe effek op jou? En watter gevalle het spanningsdruk 'n positiewe effek op jou? Wat maak die verskil? Die antwoord is dood eenvoudig, en nou kom ons by die derde saak uit, waarna ek net nou verwys het. Want tussen die eerste en die tweede aspek is daar 'n derde saak. En nou kom ons by die antwoord. In hierdie derde saak gaan dit oor 'n persoon se reaksie op die spanningsdruk. En sy reaksie bepaal wat gebeur in sy gemoed. Nou ons lees van hierdie derde saak in vers 16. En hier word aan ons die sleutel gegee. Paulus verwys hier na al die omstandighede wat hy moet deurmaak. En dan sê hy, ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. En net daarna, in vers 16 sê hy, daarom, om hierdie rede, word ek nie moedeloos nie. En in hoofstuk 5 vers 6 herhaal hy dit. Ewe skielik is daar hoop, daar's 'n uitsig. Ewe skielik kan 'n mens weer begin glimlag. Jy kan weer opgewonde raak oor die lewe. Begryp jy die les wat ons hieruit moet leer? Dit is nie jou omstandighede of die spanningsdruk wat jou te neergedruk maak nie, maar dit is die manier waarop jy daarop reageer. Die verskil van hierdie Bybelse hantering is dit. Sonder hierdie Bybelse hantering is dit 'n geval van dat ek voel dinge is buite my beheer en ek kan niks daaraan doen nie en ek is gefrustreerd en ek is hulpeloos, ek is magteloos. Voor my omstandighede nie verander nie, gaan hierdie depressie dood eenvoudig aanhou. En weet jy, dikwels verander daai omstandighede nooit nie. En hierteenoor is die Bybelse antwoord. Alles is ten volle binne my beheer. Want ek het nie beheer oor my omstandighede, oor die spanningsdruk nie, maar ek het beheer oor die manier waarop ek daarop reageer. Dit is 100% binne my beheer. En dit, my reaksie, dit veroorsaak depressie, al dan nie. Nie die spanningsdruk nie. Die manier waarop ek reageer, daarop kan ek kan iets daaraan doen. Kyk, my omstandighede gaan nie noodwendig altyd verander nie. Partykeer verander dit nooit. Maar ek kan my gedrag, my reaksie, kan ek verander. Kom ons kyk nou na Paulus se reaksie. En hier moet ons leer wat 'n Bybelse of 'n Christelike reaksie is op jou omstandighede. Want dit is ook die manier waarop jy gaan reageer op moeilike omstandighede en dit is die manier wat gaan bepaal of jy gaan depressief raak en of nie. Hier is duidelik twee aspekte te onderskei. Die eerste het te doen met 'n mens se interpretasie van jou omstandighede. En die tweede het te doen met wat jy doen onder hierdie omstandighede. Interpretasie en doen. Met ander woorde, sien jy dit in 'n Bybelse lig.
en kom jy jou verantwoordelikheid na in die lig van wat die Here wil hê. En die eerste vraag is miskien die belangrikste wat ons vir onsself moet vra: hoe interpreteer ek die omstandighede rondom my, hierdie spanningsdruk? Dit gaan nie net oor die waarneming van jou omstandighede nie, maar dit gaan oor die interpretasie daarvan. Hoe interpreteer Paulus sy omstandighede? Hy sien dit as 'n geleentheid waardeur die genade van God steeds meer mense kan bereik, sodat God die eer kan ontvang. En as ons nou na vers 7 kyk, dan sien ons dat sy eie swakheid, sy eie vernedering, dat hy dit in 'n positiewe lig sien. Want daardeur word dit vir almal duidelik dat die krag kom nie uit homself nie, maar die krag kom van God af. En dit is positief om dit te demonstreer aan die mense. En so het hy waarskynlik ook gesê: Here, dankie vir my swakheid, vir my hulpeloosheid. En dan staan hy wat Paulus is, nie in die kalklig nie in die limelight nie, maar die Here kom staan in die kalklig, en die Here kry die eer en die erkenning vir wat gebeur. Hy draai die fokus weg van homself, hy draai dit op God. Dit is sy interpretasie, en dit is ook sy gedrag, sy verantwoordelikheid. En so interpreteer hy sy eie ontoereikendheid, sy eie tekortkominge. Mense wat die lewe vir jou moeilik maak, is dikwels deur die Here beskik, sodat die ervaring daarvan vir jou 'n leerskool kan wees, sodat jy geestelik kan groei, sodat jou vaardigheid om hierdie omstandighede reg te interpreteer en reg te reageer daarop, sodat hierdie vaardigheid net sterker en sterker kan word. Dus, iets is te neerdrukkend vir 'n persoon, slegs in die mate waarop hy dit as negatief interpreteer. As jy die dinge in jou lewe in 'n negatiewe lig sien, dan gaan dit 'n negatiewe effek op jou gemoed hê. Daarteenoor, sien die dinge in jou lewe, ook die slegte dinge, sien dit in 'n positiewe lig, soos wat die Bybel ons leer, dan gaan dit 'n positiewe effek op jou gemoedstemming hê. Maar weet jy, daar is ook dan die tweede aspek, wat ek so deurentyd nou genoem het, maar nie genoeg beklemtoon het nie. Onthou, die eerste aspek is, hoe interpreteer jy dit? Die tweede aspek is, wat doen jy daaraan? Hoe lyk jou gedrag? In vers 16 sê Paulus: ons doen dit alles om julle ontwil. Wat het ons hier? Paulus wat sy verantwoordelikheid nakom. Hy sê: ek doen dit, en ek sal voortgaan om dit te doen. Maak nie saak wat gebeur nie, want ek doen dit om julle ontwil, en dis waarvoor die Here my geroep het. Jy sien, as mense wat Paulus se lewe moeilik maak om die evangelie te versprei. Dikwels moet hy dit in lewensgevaar doen. Soms maak hulle dit vir hom onmoontlik. Hulle slaan hom bewusteloos, sleep hom buite die stad uit. Maar hy gaan aan en hy doen wat die Here hom beveel het om te doen. Hy hou aan om sy verantwoordelikheid na te kom. En weet jy, dit is een van die beste dinge om te doen wanneer 'n mens te neergedruk voel, wanneer jou omstandighede moeilik is. Hou aan om jou verantwoordelikheid na te kom. Dit is een van die kernsake in 'n Bybelse hantering van depressie. Sorg dat jy jou verantwoordelikheid nakom. En ek weet, ek sê dit nou vir die derde keer, maar mens kan dit nooit genoeg sê nie. Paulus se verantwoordelikheid is om die evangelie te verkondig. Die Here het hom hierdie opdrag gegee op pad na Damaskus toe. En hy het dit gedoen. En daarom sê hy, ek doen dit alles.
En weet jy, dis een van die groot probleme wanneer iemand te neergedruk word, depressief raak. Jy doen niks meer nie, jy word geïmmobiliseer, jy kom nie meer jou verantwoordelikhede na nie, en dit veroorsaak dat jy net al dieper en dieper in hierdie swartgallige put wegsink. Nou wil ek vir jou sê, my vriend, my vriendin, as spanningsdruk vir jou te kwaai word, dan moet jy vir jouself uitmaak, wat is my verantwoordelikheid onder hierdie omstandighede? Eerder as om te vra, hoekom is my omstandighede so sleg, vra eerder, wat wil die Here hê, moet ek doen onder hierdie omstandighede? Wat is 'n Bybelse manier om op te tree, en dan doen jy dit. Kom jou verantwoordelikheid na. En as jy dit nie doen nie, dan gaan hierdie gebrek aan verantwoordelike aktiwiteit gaan jou te neergedruktheid veroorsaak en nie die spanningsdruk nie. Dinge loop skeef, nie wanneer daar moeilike omstandighede is nie, maar wanneer jy verkeerd reageer op daai omstandighede. En dit is hoe Paulus dit reg kry, om te sê, ek word in alles verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Ek is oor raad verleë, maar ek is nie radeloos nie. Hy interpreteer sy omstandighede positief, en hy kom sy verantwoordelikheid na. Ek wil afsluit deur vir jou te vra, my vriend, kom ek sê praat van ons, want dit geld vir my ook. Kom ons kweek dan vir ons 'n Bybelse manier om te reageer op dit wat in ons lewe gebeur. 'n Christelike lewe is die antwoord. 'n Christelike uitkyk op sake. 'n Lewe waarin jy jou verantwoordelikheid nakom. Kom ons vertrou die Here. Hy sal ons hierin help deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Here, baie dankie vir Paulus wat vir ons so 'n kragtige voorbeeld is van hoe om moeilike situasies te hanteer. Here, ons wil so graag ook daardie vaardigheid in ons eie lewe hê. Ons wil graag op 'n Bybelse manier ons spanningsdruk interpreteer en op 'n gehoorsame manier ons verantwoordelikheid nakom. Maar ons besef ons eie swakheid en nou bid ons, Here, en ons smeek dit van U, wil U deur die krag van U Heilige Gees ons daartoe sterk maak, bekwaam maak en daarin laat volhard. Hoor ons gebed alleen in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Dankie vir jou tyd. Die Here seën jou.